so hier is nou waar ons checklystie gaan gebruik. So matrikus, maak asseblief seker jy kan hierdie doen. As jy nie gemaklik is met die basics nie, kyk na die vorige paar voorbeelde wat ons gedoen het, maar hierdie is die gedeelte wat omtrent in elke liewe matriekvraestel is. So, onthou net, ons het gepraat van 'n checklysie. Jou checklysie wat jy waar volgens jy kan gaan werk, is maar net om te weet waarvoor om uit te kyk. Die eerste een waarvoor jy gaan kyk, is jou kofunksies, om te sê 90 plus of min. Dan het ek my CAS-diagram vir 180 of 360 plus of min. Dan het ek my saamgestelde hoeke met my 30, 45 en 60 plus of min, en dan my dubbelhoeke met mul 2 deel 2. Ok, so kom ek wys vir julle hoe dit werk. Eerste een gee hulle vir my gegee. So sin van P, sin van 12 is gelyk aan P. So die eerste ding wat ek hier gaan doen, is om my sketsie te teken. Ons weet, 12 grade lê in die eerste kwadrant. So ek trek my skynsy connector met die x-as. Sin se lettertjies is y op r, so dis y bo op r, en dan hierso het ek 1 minus p kwadraat. Great. Right, nou wat hulle vir my vra, is kos van 12. So jy moet altyd dit wat hulle vir my vra, dit wat hulle vir my gee, oplink met mekaar. So nie is my skets useless. So ek het 'n kos van 12, kos se lettertjies is x op r. So ek het 'n pragtige 1 minus p kwadraat in 'n wortel, tegnies bo op 1, maar ons skryf hom net so, en daar is my punte. Ok, volgende een wat jy gaan doen, ons gaan kyk, volgens my checklysie, kos van 78. Right, dadelik moet hier so lank 'n liggie in jou kop afgaan, wat vir my sê, ok, kofunksies, want ek het 'n sin en 'n kos, onthou, as ek 'n sin en 'n kos het, wat saam vir my 90 grade gee, weet ek hulle is dieselfde. Met ander woorde, oordat ek die kos van 78 het, weet ek hy gaan dieselfde wees as die sin van 12 grade. Right, en dan kan ek my skets gebruik. Sin se lettertjies is y op r, so dis net 'n p op 1, en dan is dit net 'n p. Ok, ander manier om hom ook te kon gedoen het, is om te sê met jou kofunksie gedeelte, jy kan altyd gaan kyk na hierdie boonste hoek. Hierdie boonste hoekie, as jy gaan uitwerk 180 minus 90 minus 12, gaan vir my 'n 78 grade gee. Dan weet ek, hierdie is my skynsy, ek werk met daai hoek, daarom is dit my teenoorstaande hoek, my teenoorstaande sy, en die ander duur is my aangrensend. Ok, hulle vra die kos van 78. Kos is a op s, en daarom kan ek sien, dit is die p op 1. Presies wat ons gekry het. Ok, volgende enetjie, hier begin die pret nou. Nou vra hulle vir my die sin van 168. Gaan kyk altyd eers kofunksies. Dis nie 'n kofunksie nie, dis nie 'n 90 plus of min nie. Dan gaan kyk ek na my volgende een, my 180 plus of min of 360 plus of min. Wel, hy is nader aan 180, so kom ons kyk of ons hom 'n bietjie anderster kan skryf as die sin van 180 plus of minus. Jy moet daai 12 gebruik, en ek sien as ek kan dit doen. Dis great. Right. So dan weet ek 180 plus of min, gaan gebruik ek my CAS-diagram. 180 minus, sin is is positief daar, so dit is 'n positiewe sin van 12. Sin van 12 is y op r, so my antwoord is net 'n p. Ok, dan, nou vra hulle vir my die kos van 72. Wel, jy begin altyd eers, kyk jou kofunksies, kyk na jou 180 plus of min, 360 plus of min. Nou gaan kyk ek, ok, nie een van daai werk nie, nou kom ons by die matriekdeel. Nou kan ek sien, ok, wel, ek het 'n mooi hoek, onthou die plus en min, gaan met my saamgestelde hoeke, probeer altyd eers 30, 45 en 60. Help ook nou nie, jy vat 'n 30, en jy sê plus 42. Ja, sure, dit geef my 72, maar ek het nie 'n 42 grade nie, ek het 'n 12 grade. So jy probeer om altyd link met dit wat hulle vir my gevra het, met my skets. Ok, so ek kan hierdie ouetjie gaan anders skryf as die kos van 60 plus 72, plus 12. Right, hier is nou waar jy met jou triegformuleblad langs jou sit. Nou gaan kyk ek na my formuleblad, my saamgestelde hoeke vir kos a plus b. Dis mos nou kos a plus b. So ek kan hierdie ouetjie nou 'n bietjie anderster gaan uitbrei om te sê dit is dieselfde as die kos van 60
die kos van 12 minus die sin van 60 en die sin van 12. Ok, ons love het as hulle dit vra, want dit tel gewoonlik lekker baie punte, maar dit is super maklik. Jy het 30, 45 en 60, dan weet jy kan dit actually net so in jou calculator gaan intik. So, ons weet, die kos van 60 is 'n pragtige half. Kos van 12, nou kan ek my skets gebruik. Kos se lettertjies is x op r, so dit is net daai lelike wortel. Sin van 60, gaan gooi jy maar net weer in jou calculator in, jy gaan kry hom as 'n wortel 3 op 2, en dan die sin van 12, sin se lettertjies is y op r, so dit is dan net 'n p. As jy 'n half wil gaan faktoriseer, dan kan mens, maar ek sal my antwoord en sommer net so gelos het, dit behoort fyn te wees. Ok, right, volgende enetjie. Nou kom ons by my dubbelhoeke. So, gaan kyk altyd, daar is regtig net 2 maniere wat hulle hierdie dubbelhoeke vir jou vra. Eerste enetjie, jy gaan kyk dit van my skets na dit wat hulle vir my vra. Ek kan sien, ek gaan moet van my skets na dit wat hulle vir my vra, gaan ek moet sê maal 2. So dit beteken hy word meer. Dis eintlik die maklike enetjie. So al wat ek hierso gaan doen, ek gaan hom meer maak. So ek kan hierdie kos van 24. Ek kan sien my link is 2 maal met 12. Ek kan hom gaan skryf as 'n 2 maal met 12. Ok, hierdie beteken mos 24 en ek het nou 'n 12 grade, want ek soek 'n 12, ek wil hom heeltyd link met my skets. En dan kan ek gaan kyk, ek het 3 formules op my formuleblad vir kos 2 maal something, jy kan enige een kies. Ek gaan sommer werk met die sin ene, want dan het ek net 'n lekker y-waarde. So ons gaan sê 1 minus 2 sin kwadraat alfa. Ek gaan daai formule gebruik, maar jy kan enige een gebruik. In hierdie geval, hy staan mos 2 maal met a, né? So in hierdie geval is my a die 12. En dis letterlik al wat jy nodig het. So ek het 'n 1 minus 2, nou het ek my sketsie, dan kan ek sê sin se lettertjies is y op r, so dit is y op r, en dis maar net 'n p kwadraat, so my antwoord is 1 minus 2p kwadraat. Jy kan enige een van die kos 2a formules gebruik het, hulle sal almal by dieselfde uitkom. Alright, volgende enetjie. Dit is die een wat so klein bietjie meer triekie is. Hulle hou daarvan om hom te vra, hy tel daarom gewoonlik 'n hele paar punte, en dit is baie lekker om hom te kan doen, dan weet jy kan dit doen. Ok, so hier sê hulle vir my die sin van 6. Ok, kyk altyd eers na my skets. Dit wat hulle my sketsie, as ek van daar af na dit wat hulle vir my vra, gaan deel 2. Nou, dis die lelike enetjie, we dislike that one. Ok, maar ek gee vir jou 'n foolproof plan. Wanneer hulle dit doen, gaan skryf dadelik vir my jou formule neer. Ek soek 'n linkerkant, so jy gaan skryf vir hom, jy skryf jou kos 2a formule. Dit is 'n plan wat ek vir jou gee. So jy gaan skryf jou formule kos 2a is gelyk aan, en ons wil weet die sin van 6. So ek sal die een gebruik wat vir my sê 1 minus 2 sin kwadraat alfa. Oor het hulle vir my vra vir 'n sin van 6, wil ek graag 'n sin in die mix gooi. As hulle vir my gevra het die kos van 6, dan sou ek die 2 minus 2 kos kwadraat alfa minus 1, dan sou ek hom die kos gemaak het. Maar ons doen nie na so 'n voorbeeld. Ok, al wat ek nou gaan doen, wel, so far so good, die ergste gedeelte is nou klaar amper verby. Jy gaan vul hom letterlik net in. Ons het hierdie kant, my alfa gaan nou die klein enetjie wees. Right. So in hierdie kant kan ek gaan sê die kos 2 maal met 6 is gelyk aan 1 minus 2 sin kwadraat, alfa weet ek nou is 'n 6. Ok, so nou weet ek, hulle vra vir my 'n sin van 6, hier is ten minste 'n sin van 6. Ek moet my skets gebruik, en daar het ek my 12 grade. Ok, so kos 2 maal met 6 weet ek mos nou is 12 grade. So daarom kan ek actually my skets gebruik. Right. So in ieder geval gaan dit nie baie mooi een wees nie, maar kom ons doen hom. So kos van 12, kos se lettertjies is x op r. Jy kan hom dadelik gaan vervang, of jy kan eers vir sin van 6 alleen gaan kry. Ek dink ek gaan eers my sin van 6 alleen gaan kry. So al wat jy gaan doen, ek hou my kos van 12 net daar. Hierdie 1 gaan oor toe, dan word hy 'n minus. Dan sit jy mos nou met daai gedeelte oor. Dan gaan deel ek met my minus 2,
en dit gee vir my 'n sin kwadraat van 6. En dan om ontslae te raak van die kwadraat, gaan vat ek net sy worteltjie. En dis al wat jy nodig het om te doen, right? Maar hulle sê vir my baie duidelik in terme van P. In hierdie geval het ek nou nog nie 'n P in my antwoord nie. Ek het dan my sin van 6 alleen, which is great, maar ek kort nog my P. So vir my P, nou gebruik ek my skets. Ons weet kos se lettertjies is X op R. So dit gaan 'n lelike antwoord wees, dit gaan 'n wortel binne in 'n wortel wees. Alles is in die opsommings baie mooi uiteengesit vir julle. So ek het 'n worteltjie binne in 'n wortel, wat dan vir my die kos van 12 is X op R, so dit is 1 minus P kwadraat, minus 1 boop 'n negatief 2, en dit weet ons dan nou is gelyk aan die sin van 6. Ok, so dis hoe ons hierdie enetjie gaan doen. Jy kan hom ook 'n bietjie verder vereenvoudig as jy sou wou, om te sê ek gaan die tweeetjies omruil, om dan te sê kyk binne in my worteltjie, kom ons maak dit 'n minus aan die voorkant, dan is dit 'n 1 minus wortel 1 minus P kwadraat, en dit boop 'n negatief 2, dan kanselleer my minusse uit. So dit kom op dieselfde neer, jy is welkom om dit so ook te doen. Alright. Volgende enetjie, weer volgens my checklist. Hulle vra vir my hierso, okay, 3 cos 40 is gelyk aan P. So voordat ek enigiets anders gaan doen, gaan ek eers my skets teken. So, cos van, ons weet 40 grade, lê in kwadrant 1. So ek trek my skynsy en ek connect hom met die x-as. Hy is nog nie in standaard formaat nie, so ek gaan hom skryf om te sê die cos van 40 is gelyk aan P bo op 3. Okay, cos van 40 P op 3. So ons het my waarde, wel ons weet hierdie dude is 40 grade, en dan weet ek, okay, cos se lettertjies is X op R. My X waarde is 'n P, my R waarde is 'n 3. En dan met ons vriend Pythagoras, moet ons nou my y waarde gaan bereken. So kom ons gaan kyk. Ek begin altyd my Pythagoras formule deur te sê x kwadraat plus y kwadraat is gelyk aan, in hierdie geval is r kwadraat 3. Dan kry ek my r kwadraat, 3 kwadraat is 9, minus die p kwadraat. So my y is dit in 'n wortel 9 minus die p kwadraat. Ok, so hierdie enetjie kan ek gaan sit in 'n wortel as 9 minus die p kwadraat. Right, nou het ek my y sy. En van hier af is die res regtig net straightforward. Gebruik net jou checklist. Eerste vra hulle cos 140. Gaan kyk altyd, is dit my kofunksies? Nee, dis nie 'n kofunksie met 90 plus of min nie, maar dit is 180 plus of min. So ek kan hom actually gaan skryf as die cos van 180 minus 40. Hey, dan gaan kyk ek volgens my cos diagram, 180 minus, ek kan sien my cos is negatief daar, so dit is 'n negatiewe cos van 40. Cos se lettertjies is x op r, so dit is negatief p op 3. En dit is hoe ons hom kry. Ok, die volgende een gee hulle vir my negatief tan 1840. Wel, hierdie een is vir nou nog eers useless. So al wat ek gaan doen is, ek gaan sê minus, voordat ek nog gaan sê minus 360, jy kan 'n klomp maniere kry om hierdie te doen, gaan kyk die video oor vereenvoudiging. So wat ek sal doen, kom ons kyk, eerste wat ek sal doen is, ek sal gaan sê 0 minus. So met ander woorde, as daar niks vir my 0, vir my minus staan is, daar mos 'n nulletjie, so hy gaan daar wees. So ek sal gaan sê, dit is 'n negatiewe tan van 1840. Dan sal ek gaan sê minus 360, minus 360, minus 360, so jy gaan 'n klomp goed kry, totdat ek by die tan van 40 uitkom. Great. En daar link hy baie mooi op. En dan kan ek net sê, my negatief chill daar uit, tan se lettertjies is y op x, my y waarde, daar is my y waarde, en my x waarde is 'n p, en dis al wat jy nodig het. Alright. So, daar is my antwoord. Ok, so, die volgende is 'n bietjie interessante vraagie. So, kom ons gaan kyk gou na hoe om hom te doen.
eerste ding wat ek sal doen is om te gaan kyk, wel, ek moet 10 grade somehow link met 40 grade en dit is baie moeilik, ek het nie dit nie. Jy hou by jou checklysie, gaan kyk gou. Kan ek gaan kyk eerstens met my kofunksies en dan sal jy ietsie baie mooi sien wat gebeur. Ons weet die kos van 10 gaan dieselfde wees as die sin van 80. Ons weet dit mos. So moenie vergeet doen, jy kan hom altyd 'n bietjie jou sin en jou kos kan jy altyd bietjie anders skryf. So ek kan hom skryf as die sin van 80 en dadelik sien ek my link, daar sê hy maal 2 of deel 2. Onthou, wanneer ek van 40 of van my skets na sin toe gaan en ek moet sê ek moet hom maal 2, dis die maklike ene, so hy moet meer word. So ek kan hierdie enetjie gaan skryf as 'n 2 maal met 40. Jee, en dan het ek 'n pragtige formule vir dit. So ek kan hom gaan skryf as 'n 2 sin van 40 maal met 'n kos van 40. En dan gebruik ek letterlik dit my skets. My tweetal daaruit, sin van 40 is y op r, so ek het 'n wortel 9 minus p kwadraat bo op 3. My kos van 40 is x op r, so ek het 'n p op 3. En dan kan jy hierdie nou so 'n bietjie gaan vereenvoudig ook as jy wil. En dan, voilà. Alright. So dit was 'n lekker een gewees. Okay. Volgende een wat ons gaan doen, is ons gaan kyk na die kos van 20. So, kos van 20, eerstens wat jy moet gaan doen, jy gaan link hom met jou skets. Ek kan sien my skets, van daar na daar, gaan ek moet sê, deel 2. Dis die een wat ons so 'n bietjie dislike. Maar dis die een wat ons 'n foolproof plan voor het. Dis die moeilike een. So wat jy doen, wanneer jy daai sien, gaan skryf dadelik jou kos 2a formule neer. So ek gaan skryf vir hom kos 2a is gelyk aan. En dan kies jy die een wat 'n kos het. Die een met die kos sê vir my 2 kos kwadraat alfa minus 1. En dan al wat jy gaan doen, ons sê kos 2, onthou hierdie is dan my alfa. So 2 maal met alfa is, of 2 maal 20 dan, is 40. En dadelik link hy op met my skets. En ons weet, dis dieselfde dan as 2 kos kwadraat alfa. Alfa weet ons mos nou is 20 minus 1. En al wat jy dan moet doen is jy kos van 20 alleen kry. So maklik is dit. So ek sal my 1 eers oorvat, dan word hy 'n plus 1 en dan sal ek gaan deel met 'n 2. So ek gaan hom skryf as die kos van 40 plus 1 gedeel deur 2 gee vir my die kos kwadraat van 20. En dan wat jy gaan doen is jy gaan sit hom in 'n worteltjie om ontslae te raak van die kwadraat en daar is my antwoord. Dan het ek die kos van 20. Alright. En dan vir my laaste stap sal ek net onthou om hom in terme van p te gaan skryf. Die kos van 40 is x op r. My waarde vir x is p op 3 plus 1. Hier is mos nou x op r. Dit alles bo op 2 en dit is my antwoord vir die kos van 20 grade. Alright, dis hoe ek hom sal gaan skryf.